Goeiemôre, jy's ingeskakel op Radio 33 hier op Aktuele Sake saam met my Marius Bam en natuurlik Mike Bolhuis elke Woensdag om 11. Nou vandag gesels ons weer oor hierdie Matlanga kommissie. Oor die hele vervangingsstruktuur van die polisie, wie gaan waar inpas en as hierdie mense nou op 'n punt moet kom waar hulle gevangenis toe moet gaan. Nou sal jy onthou, ons het so gesels oor wie vervang hulle en niemand van ons kon regtig 'n persoon uitwys wat ons voel, kon daar instaan nie. En so het Mike ook gevoel, daar's nie regtig iemand wat in daai plekke of kan ek sê loopbane kon ingepas het nie. Maar daar's nou natuurlik baie verwikkelinge wat gebeur het. Daar's nou 'n klomp dinge wat intussen tyd weer uitgekom het en vanoggend gaan Mike so 'n bietjie in detail in dit ingaan en daar's verskriklik interessante verwikkelinge, hoe die dots connect, hoe die mense bymekaar kom hierheen en there is nou wat is daai Engelse woord, honor among thieves. So op 'n stadium kom jy agter, die een probeer die ander een brand en letterlik hoe verder dit gaan, hierdie een sê nou hierdie van hierdie en dan kom hierdie storieetjies nou maar net so by mekaar uit, wat op die einde van die dag nou vir ons wys, daar soveel meer wat daar aangaan as wat ons dink. So ons wag nou net vir Mike, hy het nou vir my gewys, okay, so ons gaan die oproep aan hom toe maak, het nou eers vir hom 'n koppie koffie daar gaan gryp, as jy nog nie koppie koffie het nie, gryp hom maar, want hierdie gesprek gaan lekker interessant raak. Yes. Hallo Mike, ons is klaar op die lig. Goeiemôre, dankie dat jy weer jou tyd in ons afstaan. Baie dankie man, dankie julle vir die geleentheid. Sê vir my Marius, wat is terugvoer en vra? Dis maar net die algemene ding nog gewees van wie gaan dit vervang? Gaan dan 'n oorlog kom, daai tipe van ding, hierdie hele ding het mense so nervous gemaak. Dat hulle in die rigting van oorlog dink en dalk 'n totale chaos soos wat in KZN gebeur het en so, want daar's nog nie arrestasies gemaak nie. So ek dink die mense praat in die rigting van as daar nou arrestasies gaan gebeur en hierdie ouens kry tronkstraf. Of ons weer so iets kan verwag en jy het ons nou verlede week gesê jy glo nie daai ding nie. En natuurlik daar nou intussen tyd baie nuwe dinge uitgekom, dit is soos dis nou honor among thieves, die een probeer die ander nou brand op 'n manier. Ja. Kyk, ek dink nie daar gaan 'n oorlog uitbreek nie. Maar ons het nou al in hierdie land gesien dat selfs die weervoorspelling kan verkeerd wees. Want hulle het vir my gesê gister hierso 30% reën en gisteraand het ons oor die 25 mm gehad. So op die einde van die dag, dit is maar, jy kan sekere dinge voorspel, maar jy kan dit nie noodwendig feitelik set in stone bevestig nie. Want ons het gesien dat daar was voorheen toe Zuma aangespreek was. Die oomblik as jy 'n hoë geplaaste politieke figuur, en in hierdie geval was dit nou 'n president of ex-president, dan het hulle het 'n gevolg, hulle het 'n ondersteuning, en die wat dan by daai party soos by Zuma betrokke was, as ons dit as 'n voorbeeld kan gebruik, is wat die Engelsman sou sê misguided loyalty. Dit is so in hulle lewens in dat hulle niks anders sien of die moontlikheid kan of doen om as om op te tree vir die persoon, en dan doen hulle dit fisies. En hulle regverdig dan enige misdade wat hulle doen onder die vaandel van dit is loyaliteit en ondersteuning. So in ander woorde, looting en allerhande misdade wat gepaard gaan met daai vorm van inbrake en diefstalle en opsetlike saakbeskadiging. Ek meen, die misdaad is baie duidelik. Jy weet, die winkels was eenvoudig gebreek. Dis opsetlike saakbeskadiging.
Dit is oortreding op 'n persoon se eiendom, en dan die vat van sy eiendom is diefstal. En dan daarmee gepaard die onderlinge intimidasie en diefstalle weer van mekaar, because there's no honor amongst criminals. Jy weet, die ouens wat gesteel het, is later weer beroof deur die einste polismanne wat hulle geondersoek het. So die polismanne sou by hulle huise opdag en sê, julle het 5 wasmasjiene gesteel, ons soek 2. Jy weet, die stories is nie meer dat jou mond oopval nie, dit is, ons weet, that's the narrative, dis hoe dit is. En dit was absolute chaos daar, weens misguided loyalty. En mense wat onder die kan ons sê, die absolute gees en beheer is, amper soos 'n robotte, weens hulle geloof in die vorige president Zuma, en dan, soos ek gesê het, enige manier sou optree om daai geloof en loyaliteit te toon, is misdadig. Dieselfde kan jy hier kry, as jy vinnig kyk na ouens wat hier aangespreek was, die nasionale kommissaris-generaal Fani Masemola, wat verband hou met Cat Matlala, wat nou al 'n household name is, soos, kom ons sê, 'n lekker gangster, wat sy gangster sal ons noem? Louis Liebenberg. Jy weet, dit is, ja, dis nou, jy weet, hy is nou al 'n geïdentifiseerde, lekker op die tong, op die mond, Cat Matlala, Vusi Cat Matlala. Nou, die nasionale kommissaris-generaal Fani Masemola is verbind met hom. Geskorste adjunk nasionale kommissaris-generaal Shabia, ons praat nou van die topstruktuur, né? Shabia met sy betrokkenheid met Vusi hulle en ander. En dit dan nog ook met ontvoerings en moorddossiere. Die hoof van misdaadintelligensie, beweringe van korrupsie en bedrog. Die hoof van die valke van Natal, beweringe van betrokkenheid met Matlala en met sy families, en waar daar 'n vorm van nepotisme is en was in finansiële voordele wat daaruit gespruit het. Dan kyk jy na die Gautengse hoof van georganiseerde misdaad, generaal Richard Shabiri, korrupte ooreenkomste om moordondersoeke te kelder. Daar was ook baie ander senior offisiere en junior offisiere en ander polisielede wat betrokke was by al hierdie partye, 'n magdom van hulle. So jy kyk na absolute nasionale en provinsiale en munisipale korrupsie in ons land, wat nou vervang moet word. Algehele clean sweep. Daar's geen ander manier nie. En dit is vandag se gesprek, dit sal miskien bietjie korter wees as die vorige een, want ons het reeds geïdentifiseer wat's die polisman wat ons in plek wil hê. En ons het reeds geïdentifiseer die moontlikheid van dilemmas, en ons spreek nou juist die ding aan van 'n vraag wat gevra is van moontlikheid van oorlog en mense wat onseker is en bekommerd is. Want dit het soveel keer voorheen gebeur, daar was soveel voorheen soortgelyke kommissies, miskien nie so erg soos op hierdie vlak nie, maar crime het baie duidelik gewys dat dit betaal. Daar is werklik waar baie min, as dit 'n persent is dit baie, van topkriminele wat geïdentifiseer is, wat in die nasionale publieke oog geïdentifiseer is, wat tronk toe gaan en in die tronk sit. En nou weet julle wat is die nuutste inligting, en ons het dit geweet, en dit is nie rumors, julle sal nie hoor ek sê alleged nie. Jy weet, as jy by 'n moordtoneel aankom en daar lê 'n dooie persoon, dan gaan ek mos nie vir die media sê nie, there's an alleged murder nie. Hier's 'n dooie persoon, hy is vermoor, punt. Klaar, as dit selfmoord is, dan gaan ek sê, it's nie alleged suicide nie. Die persoon hang nie so uit homself gehang, is dood. As 'n hele winkel geroof is of
'n Ponzi-skema afgegaan het, of enige ander misdaad, 'n seksuele misdaad, verkrachting, you name it, plaasmoord. It's not alleged. It is so. So die geïdentifiseerde superkriminele beland net nie in die tronk nie. Ons kyk na Winnie Mandela wat soveel klagtes teen haar gehad het. Ons kyk na Zuma wat soveel klagtes teen hom gehad het. En van verkrachting, né? Wat hulle in allerhande simpel maniere probeer wegpraat het. En ons het na die stupidity van hierdie mense se antwoorde gehoor. Ek meen, ons maak grappies daaroor oor hoe hy tel. En ons maak grappies oor hoe hy die sogenaamd die AIDS afwas in 'n shower. Jy weet, ons het grappies gemaak oor al hierdie goed. Miskien nie noodwendig ek nie, want ek is versigtig om grappe te maak selfs oor misdadigers, want ons is spesialisondersoekers en ons moet ons woorde altyd tel in stellings en nie in toetrede en betrokke raak met skinder en kakpraat nie. So ek sal nie sommer so iets noem nie, maar dis nie te sê ek hoor dit nie en ek kry dit nie. En die publiek hardloop weg met die verskriklikste grappies oor die verskriklikste misdade wat in ons land gebeur. Ek meen, as daar 'n vliegtuig met mense val, gaan niemand 'n grappie uitdink oor vliegtuie wat val. Of 'n klomp mense wat op een slag doodgaan. En mense maak eenvoudig grappies en WhatsApps en jokes en doen die skinder en die kakpraat oor die verskriklikste goed en ook die mooiste goed en ook die snaakste goed en ook die mees bizarste goed, soos Piet Viljoen en Mel Viljoen. Wat absoluut absurd is. Miskien moet ons dit bietjie volgende week bespreek. Die absurdheid. Maar as Sisebia tronk toe gaan en Fani, Masimola en hierdie topouens tronk toe gaan, I'm sure there will be trouble. Ek sien nie noodwendige publieke oproer nie of 'n politieke oproer nie, maar ek sien definitief 'n groepe wat in oproere kan betrokke raak, soos polismanne wat geglo het in hulle en wat betrokke was met hulle. Maar ek is positief dat dit nie die geval gaan wees. Vir my is eerder die probleem dat dit wel gaan gebeur, want ek en jy en ons almal wat hier luister, gaan nie tevrede wees met, hoorie, alright, julle het dit gedoen, menere, kom ons beweeg nou maar net aan, ons laat hierdie blaadjie om, hier's fines, hier's suspensions, hier's dit, hier's daai en alles. Want op die einde van die dag, ek het vir julle gesê, die geld is weg. Jy weet, een van die belangrikste dinge wat ek vergeet het om laasweek te noem het, wat al hierdie boewe, wat hulle self so probeer verontselwig, moes gedoen het. Ek het die reverse genoem, wat ons autoriteite moes gedoen het. Die vraag was, wat moes gedoen gewees het van dag 1 af, toe die inligting vorendag gekom het. Toe het ek gesê, dat moes onmiddellik opgetree word deur die president. Hy moes onmiddellik almal ingeroep het, almal se digitale en elektroniese inligting gevat het, of gekonfiskeer het, al hulle lers, en hulle moes onmiddellik deursoekings gedoen het in al die huise en plekke, en enigiets en alles gevat het, wat bo salaris is. So as jy R100,000 'n maand kry, en jy het 'n Lamborghini daar buite, it's a huge problem. Dis nie gedoen nie. So die eerste ding wat ek nou by wil sê vir die boewe se kant, vir al hierdie manne van Magotsi, wat praat as, dit is lagwekkend. Mense, ek was op TV en op radio oor hierdie goed, en ek het dit gesê soos wat dit is, soos wat julle weet, en ek sal vir jou, jy moet eintlik daai video, daai SABC interview wat ek laas maandag gedoen het, moet jy miskien net heg vandag, en dat hulle net hoor wat sê ek oor die vraag wat gevra is oor Brown Magotsi. Maar enigiemand wat 'n geringste idee het oor veiligheid en sekerheid, kan ons duidelik sien, Brown Magotsi is nie 'n agent nie, en hy's ook nie 'n dubbele agent nie, en hy's ook nie 'n kontak nie, en hy's ook nie 'n informant nie. Hy is niks, he's a wannabe, he's a self-appointed criminal that got involved and connected met 'n oor en weer misbruik van mekaar, want dis wat hierdie kriminele almal gedoen het. Maar die eerste ding wat al hierdie kriminele moes gedoen het, toe al hierdie beweringe gekom het van generaal Nkosi was, hier is ek, hier's my selfoon,
Hier is al my digitale en elektroniese kommunikasies, hier is al my leers, hier, kom na my huis toe, kom doen 'n deursoeking, en hier is my finansiële staat, hier is my bankstate, hier is 'n totale algehele DNA blootlegging van myself, in totaliteit. Hier is 'n dokument waar ek sweer en voorstaan en sê dat ek my volle samewerking gee, en alles in van watter aard ook al sal toetree om my onskuld te bewys, met forensiese poligrafering. Nou hierdie sin wat ek hier gesê het, is die platinum sin, wat 'n ou vrywaar. As iemand sê, Marius Bam is 'n kindermolesteerder, die eerste ding wat jy gaan doen, is jy gaan jou nie arresteer aan skinder en kakpraat nie. As dit ernstig raak en dit het 'n beïnvloeding in jou omstandighede, jou vermoë en jou werk op die radio, in jou gebied, jou familie en vriende, dan is dit die golden rule wat jy doen. Dis hoe jy jou onskuld bewys. Geen ander manier nie, geen manier van, ek wag maar tot hulle kom, of laat hulle wat beweer bewys. Toetrede is always better. Prevention is always better than cure. En nie een van hulle het dit gedoen nie. En dis sluit die president in ook, hoor, want die president is aandadig. Onthou wat ek laas keer verduidelik het, as 'n operateur in my organisasie, in julle wat luister se organisasies, enigiemand wat in 'n besigheid, in enige infrastruktuur, onder 'n groot baas operate, iets verkeerd doen, is daar baie maniere om dit te kan sort, maar as dit eventueel nie gesort is nie, op wie val die onus van verantwoordelikheid? En dit is die groot baas, dis die baas, dis die president. En ek laat my nie vertel dat 'n president van die land nie weet wat aangaan nie. Want daar staan toue van mense wat vir hom, kom ons sê, van skinder en kakpraat tot feite en inligting en informasie sal voorlê. En dit is sy konteks. En hy is vrot van die konteks. So, my bekommernis is nie noodwendig oorlog nie, en chaos en pandemie nie. My bekommernis is dat hierdie ding kan twee maniere draai, dat hierdie land verder verval in absolute chaos, ekonomiese chaos, en wetteloosheid, en 'n nie behoorlike regering en munisipale en veiligheid en sekurheidsinfrastrukture nie, en wat daarmee saamvloei is die mindset wat ek verduidelik het van die publiek, wat maar saam in betrokke raak, want almal doen dit, en besighede en alles in Suid-Afrika, dat dit raak soos ander Afrika lande, dat dit is die norm. Dit is my grootste vrees. Dat dit ons leefstyl gaan wees, dat jy in die oggend opstaan en moet wonder vir wie jy 'n koevert waar moet gee om vanaand weer by die huis te kan kom en om besigheid te kan doen. Dit is my grootste bekommernis. Dat daar nie behoorlike crime and punishment sal wees nie. En punishment that fits the crime. My bekommernis is ook dat die oorgrootte regering en ons veiligheid en infrastruktuur, veiligheids- en sekurheidsinfrastruktuur in Suid-Afrika nie opgewasse is teen die, kom ons sê, die handjievol georganiseerde misdaadbase en rampokkerbase nie. Onthou, daar's iets wat baie belangrik is wat mense moet onthou. Dit vat 10 gangsters in Mamelodi om die hele Mamelodi lam te lê. 10. Dit vat 'n klein groepie topmisdadigers wat die mag, power en geld het om 'n gemeenskap lam te lê. So jou persentasie van ware misdadigers in Suid-Afrika, as dit 1% is van die 80 plus miljoen wat is dit baie. Want neem in ag, dit is die top misdadigers, wat sien dit so, wat die totally weaponed person is, en die ander nie naastenby
by daai wapens kan verbykom nie. Hulle het al die geld tot hulle beskikking, hulle het al die konteks tot hulle beskikking, hulle het al die abuse of power moontlikhede, hulle het al die, soos ek gesê het, konteks in die regering en in die polisie en met gewelddoenaars wat die opdrag kan uitvoer. Onthou, georganiseerde misdaad en rampokkery het 'n been wat sy geweldseenheid is, wat die geweld uitoefen, die intimidasie, van 'n kar laat ontplof, tot jou laat verdwyn, tot so-called assisted suicides, ernstige aanrandings, intimidasie en moord. So dit is die ouens wat teen gestaan moet word. En jy het die spreekwoord is mos baie maklik. If you come to me with a gun, I'll have 2 guns ready. Nie I'll come to you with 2 guns nie. Jy moet ready wees, want hierdie ouens kom vir jou met 'n gun. If you're going to go to gangsters, then you automatically go to 2 guns because they have 1 gun. Or accordingly. As hulle dan 2, dan moet jy 3 hê. Verstaan jy die prinsipie hierso? Jy het mense buite nodig in ons samelewing, in besighede, in munisipaliteite, regering en in autoriteite om dit te kan doen, om dit te kan deurvoer, om die boeie, om die boewe te kan sit en die vonnis te kan deurvoer. Voor dit, jy het die regte ouens nodig om daai vonnisse te kan neerlê, sonder dat hulle beïnvloed word. Want onthou, die ouens wat die meeste aandag gaan trek na hierdie verhore en ondersoeke, is die ondersoekers in hierdie saak en die regslei en die kommissies en almal wat betrokke is by hierdie hele oefening wat hulle teenoor hierdie boewe uitvoer. Dis die ouens wat die meeste aandag gaan kry. Die meeste aandag gaan trek en in die grootste gevaar gaan wees. Want as jy 'n regter is en jy stuur 'n ou soos generaal Sibiya tronk toe en ander soortgelykes, dan is dit, it's on you, dis publieke inligting. En dan sit jy partykeer met 'n probleem van geheel en al onstabiele, onverantwoordelike volgelinge wat wet in eie hand neem. Verbyloop en skiet en iets en allerhande daai tipe van goed. Maar ek is seker, met die aanloop met al hierdie goed, sal veiligheid en sekerheid in 'n astronomiese manier aangepas en verskerp word. Maar met vandag die land wat homself vandag so bevind, ons het al hoeveel keer gehoor van polismanne wat 'n saak oorneem en dan trap hulle in dieselfde strikke of hulle tree nie teenoor die vorige polismanne op nie. Dit gebeur baie selde. Wanneer hoor jy van polismanne wat teenoor polismanne optree? Nou ek val nie verhoor sy informasie nie, al hoor jy dit nie. But dit is iets wat nie sommer gebeur nie, hoor. En ons sit met baie sulke situasies waar sake oorgeneem word deur ander polismanne, beter polismanne. And then the same old happens. En dit is my bekommernis hier, want op die einde van die dag, jy kan vir 'n groep polismanne opdragte gee om dit en dat en die en daai en alles uit te voer. Maar hulle kan in daai proses dit vertroebel. En dit kan tot voordeel wees van die kriminele. En ons moet nie vergeet dat wat ek laas keer verduidelik het, die kriminele in hierdie sake, wat almal al reeds geïdentifiseer is en aan almal bekend is, gaan absoluut in totaliteit gebruik maak van elke en alle taktieke en beskerming wat die wet en die regstelsels bied tot hulle voordeel om nie tronk toe te gaan nie, hoor. Ons het dit gesien met Jackie Salebi wat sogenaamd aanhoudend siek is. Wat was daai Shabir Sheikh wat tot vandag toe nog in sy hele lewe nie 'n dag in die tronk was nie. Ons sien hierdie goed en ons bekke val oop, wat
Ek wonder of die pen nie werklik baie by ons drop, dat die stelling wat al rondgaan verlang, ek is seker ons het daai stelling begin, dat die wet beskerm die krimineel. En dit is ongelukkig 'n baie groot probleem. En dan sit jy met baie ander tegniese goed wat kan kardinale inligting net laat wegval. Maar hoe nader ons aan daai tyd kom, wanneer daar nou totale voorleggings gedoen gaan word aan die publiek na die kommissie en ondersoeke van wat hulle bevindings is, en dat daar dan uitsprake gaan wees en vonnisse, ek is seker ons gaan nog redelik besig wees in gesprekke en dit behoorlik deeglik uiteensit. Maar wie vervang die generale en wie vervang die polismanne en die regeringsamptenare en almal wat in kriminaliteit betrokke was, wat nou geïdentifiseer is en van hulle nog steeds is en moontlik vorentoe ook kan wees, want dit is alles identifiseerbaar. Hoe vervang jy dit? Hoe kry jy dit in plek? Liggies daaraan geraak laasweek in verduideliking van 'n tipe mens. Maar die bottom line hier is 'n total clean sweep. Daar moet 'n geheel en algehele nuwe mindset intree van zero tolerance. In ander woorde, jy maak nie die deur oop in die geringste op 'n skreefie vir misdaad nie. Die probleem is crime begets crime. As jy ek het dit verduidelik, as jy as kind iets kleins by die skool steel, gaan jy meer steel tot eventueel as jy 'n tiener is, gaan jy groter steel tot eventueel as jy 'n groot mens is, gaan jy betrokke raak by groter en meer misdade en alle misdade. So as die mindset nie heeltemal reg is nie, en dit die absolute grondslag is van ons land, dat ons is zero tolerant to crime. 2, that crime does not pay. Punishment will fit the crime. As jy moord pleeg, dan gaan jy jare sit, as nie forever nie. As jy verkrachting uitvoer, dieselfde en selfs met enige ander ernstige geweldsmisdaad, selfs met korrupsie, selfs met you name it. Crime fits the punishment. Of the punishment fits the crime. As die twee nie hand in hand loop nie, dit gaan nie werk nie. Jy kan nie mense verhoed om kanse te vat of toe te tree, want geld het 'n verskriklike gees aan hom. Jy weet, iemand kan by 'n plek instap met baie waardevolle goed, en hy kan daar in en uitstap en niks kan hom eintlik hy kan net, dis nice, ek sal graag hierdie ding belê, en yes, daai kar, dis fantasties, ek sal hom graag wil hê, en die en daai. Maar hy sal nie sommer dink ek sal in hom klim en wegjaag en beplan hoekom hy eendag daar steel nie. Hy sal net so 'n bietjie kyk en hy sal fantiseer en by homself redeneer en so voort. Kom ons praat van 'n normale ou wat so operate, né? Maar die mindset van vandag het verander as daar geld op die toneel is. Daar is 'n tas en hy staan net so bietjie oop met 'n miljoen rand in. En dit lyk so asof hy vergeet is en of as niemand van hom weet nie. Dit is waar die ou 2 maal verbyloop, 3 maal verbyloop, en waar die gedagte, en al stry en gaan hy of sy te kere in hulle kop, dit is 'n ander aantrekkingskrag, geld. Dit het 'n baie groter ander aantrekkingskrag, dit is 'n gees, en dit word duidelik in die Bybel geïdentifiseer, it's the root of all evil. En dit kan jou beweeg, want dit begin met 'n gedagte en dit eindig met 'n plan, en dan het jy 'n deurvoering. En as die mense wat ons land gaan beheer, en die polisman wat ons land gaan beheer, en die businessmen en die infrastruktuur, die munisipaliteit en die publiek ou op die straat, nie sy mindset change nie. Dat is absoluut zero tolerance, and punishment must fit the crime. En dat, soos ek nou gesê het, nommer 3, geld is die iets wat die absoluut die mees in sy totaliteitste geïdentifiseer moet word, en die risiko-analiserings altyd gedoen moet word en beskerm moet word in ons land.
Die geld will always be there. Het gaan nie weggaan nie. There will always be a form of currency. Jy kan nie currency wegvat nie. So, as dit in behoorlike beheer is, en die mindsets is in place, en dan nog bygevoeg, nommer 4, hoogs gekwalifiseerde diesel mechanics. Soos ek laas keer verduidelik, jy kan nie 'n painter aanstel om 'n diesel engine te fix nie. As jy 'n policeman aanstel, moet hy 'n policeman wees. Hy moet die boeke ken. He must know law and order. Hy moet weet wat is reg en gerig. Hy moet weet wat polisieering. So die kundigheid moet daar wees, die fisiese vermoë moet daar wees. Dan het ons 'n moontlikheid. Maar as jy die karaktertrekke, die emosionaliteit, selfs die geestelikheid, die stabiliteit, die kundigheid en die mindset nie in een het nie. It's not gonna work. Ek meen, isn't this obvious? Jy kan die mees gekwalifiseerdste polisman hê, maar as hy nie die mindset het van to protect and serve, he wants to. Hy is emosioneel daaromtrent, hy's lief vir die land, hy gee om vir die publiek, hy's die go-to guy, he wants to. En hy is so oorgewig dat hy nie eens 100 meter kan hardloop nie. En as hy 'n kans kan vat en daarmee kan wegkom, of oor ander mense stap en 'n posisie kan bereik, as hy nie die totale karakter het van wat ek hier verduidelik het nie, wat is die waarde van al sy kennis? So jy kan nie die een ding hê en nie al die ander hê nie. He must be a total all-rounder. He must be the go-to guy. Hy moet die een wees waar die kinders sê, I want to be that man. Hy moet die een wees wat die publiek sê, weet jy wat, hierdie ou gaan die probleem oplos, he can. En dit sluit van president af tot die ou op die straat. Dankie Marius, ek waardeer, dankie julle almal. Dankie Mike. Laat maar weet of daar enige en ander vrae is. Ja. Ek dink ons moet 'n bietjie volgende week praat. Ek dink mense sal baie geïnteresseerd wees dat ons bietjie praat oor die bougasse en die Liebenbergs en die Piet Viljoens Ja. en die Higorasse en al daai boewe. Ja, al die malraak en absurdness van sulke mense, want ek sien daar's nogal een signature aan hulle. Jy weet as 'n ou nou kyk na Louis Liebenberg, weet daai gee vir jou 'n baie groot voorbeeld van hoe sotlik kan jy raak. Ja, sê. Ons doen dit volgende week. Groete julle, sterkte en seën en alles wat mooi is. Dankie Mike, mooi bly. Okay, bye. Bye bye. As jy nou vanoggend se gesprek gemis het, stuur vir my 'n WhatsApp op 084 752 7677. Kom ek gee weer vir jou die nommer. Dis 084 752 7677. Dan stuur ons vir jou vanoggend se gesprek. Ons doen opnames hiervan. So maak seker jy skakel in volgende week. Volgende week gesels ons bietjie oor die absurdness van mense. Piet en Mel Viljoen, Louis Liebenberg en ons 'n hele ander klomp wat ek in my persoonlike opinie vir jou net wys dat geld koop nie klas nie en geld maak party mense mal, heeltemal mal. Ons In Your Body program skuif aan van hierdie week af, is dit 1 uur. So skakel weer 1 uur in, dan sit ek, Jeff en Stef en natuurlik het ons vandag weer 'n gas. Hoe ons gaan 'n bietjie bespreek oor hoe hou jy jouself fiks as jy by die ouderdom van 50 en hoër kom. Nietemin, ek het vanoggend se gesprek soos altyd geniet. Selfs weer met julle volgende week. Mooi bly.